Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Ons kyk vandag na 'n opwindende tema, koers. Die rede kom ek sê is opwindend, is want ek wil nie die woord moeilik gebruik nie. Okay, so baie mense vra oor koers, baie mense sukkel met koers, maar dis nie so moeilik nie. Dis net een van daai goed, jy moet dit net vang. As jy hom gevang het, dan is dit 'n walk in the park. So ons gaan probeer om dit vandag te vang. Ons gaan inspring met 'n definisie. Die definisie, ons hoef nie te veel aandag aan dit te gee nie, maar as twee woordjies wat ek vir ons wil uitlig. So, koers verwys na hoeveel een hoeveelheid verander in verhouding tot 'n ander hoeveelheid. Hierso wil ek gou uitlig. Hoeveel een hoeveelheid verander in verhouding tot 'n ander hoeveelheid. Hierdie is die verskil tussen verhouding en koers. Verhoudings, onthou wanneer ons verhoudings gedoen het, dan vergelyk ons twee hoeveelhede wat dieselfde is. Liters en liters, rande en rande, mense en mense. Wanneer ons koers doen, vergelyk ons twee totaal al verskillende eenhede. Byvoorbeeld, kilometer per uur, dis afstand en tyd. Of rand per liter, dis prys en kwantiteit. Dis twee totaal al verskillende eenhede wat ek met mekaar vergelyk. En die woord wat vir ons sê dis koers, is daai woordjie per. As ek per sien, weet ek koers. Dis is toe ons verhouding doen, as ek hoor tot, dan weet ek verhouding. Nou per is 'n koerswoord. Okay, so meeste van ons ken hierdie driehoekie wat sê afstand, spoed en tyd. Dis een van die moontlike kontekste waarin koers gebruik kan word. Ons kan sê, wel as ek afstand, spoed of tyd wil uitwerk, dan leer ons met hierdie driehoekie, as ek afstand wil uitwerk, hou ek afstand toe, en wat is die formule dan? Wel, dan sê ek, omdat die onderste tweeetjies langs mekaar staan, is dit 'n maalteken. Spoed maal tyd. Hier staan hy. Afstand is spoed maal tyd. Ek kan sê, as ek spoed wil uitwerk, hou ek die S toe met my hand, en wat bly oor? Wel, daar bly oor A op T. A gedeel deur T. Afstand gedeel deur tyd. Spoed is afstand gedeel deur tyd. Okay? As ek wil T uitwerk, hou ek hom toe, wat bly oor? A op S. Tyd is gelyk aan afstand op spoed. Afstand gedeel deur spoed. En dis die driehoekie. Bitter oulik. Solank ek net onthou, dat as ek onder met S en T werk, gaan ek hulle twee maal. En as ek sê afstand op spoed en afstand op tyd, dis gedeel deur, So, dis hoe die driehoekie werk. Ek dink meeste van julle het dit al gedoen, meeste van julle behoort dit te ken. Die probleem met hierdie driehoek is, dit werk net met afstand, spoed en tyd. Wat as ek kry rande, liters, of vierkante meters, of mense, dan gaan hier nie meer werk nie. So dis hoekom ons 'n formule soos hierdie enetjie gebruik. Hierdie is dalk 'n bietjie meer 'n universele formule. So my driehoekie lyk soortgelyk, maar my driehoekie het nou 'n A, 'n K en 'n B. Gelukkig weet ons hoe werk die driehoek. Ons weet onder gaan ons maal, en as ons van bo af onder toe kom, gaan ons deel. Waarvoor staan A, B en K? Wel, K staan vir koers. Jy kan nou hierso 'n notaatjie maak. A staan vir hoeveelheid A, en B staan vir hoeveelheid B. Die cool ding van dit is, hoeveelheid A en hoeveelheid B kan enigiets wees. So ek gaan, maak nie saak van die konteks nie, hierdie formule kan gebruik. Reg, so koers, K, gaan ek vooruitkyk, dis altyd die ding waar 'n woord per in is. Dis altyd my koers. En dan gaan ek nou vir jou 'n triek wys. Hoe weet ek, wat is hoeveelheid A, wat is hoeveelheid B? Maar die formules bly dieselfde. Koers is gelyk aan hoeveelheid A op hoeveelheid B. Koers is hoeveelheid A op hoeveelheid B. As ek wil hoeveelheid B uitwerk, gaan ek sê hoeveelheid A op koers. Hoeveelheid B is gelyk aan hoeveelheid A op koers. Ja, en as ek wil hoeveelheid A uitwerk, gaan ek sê koers maal hoeveelheid B. Hoeveelheid A is koers maal hoeveelheid B. Dis die idee. Kom ons kyk of dit werk. Hier is nou waar jy 'n pen en 'n papier gryp, dalk hierdie video 'n paar keer weer kyk en hierdie saam met my oefen. So, ons 'n paar verskillende kontekste waarin ons hierdie wil oefen. Is lekker. Ons kan nou hierso enigiets invul. Brandstofverbruik, altyd 'n lekker een. 'n Motor gebruik 48 liter brandstof om 600 km te ry.
bereken die brandstofverbruik in kilometer per uur. Hulle wil hê ons moet bereken wat is die brandstofverbruik in kilometer per uur. Daai klink soos 'n koers. Nee, ek moet bereken die koers. Nou sê ek, wag 'n bietjie, ek onthou hierdie ene. Kom ons teken die driehoek. As ek die driehoek teken in my driehoek, nee, hierso moet ons nou wel die driehoek gaan oefen en dalk netjieser teken as ek. Was dit 'n K, 'n A en 'n B. Om koers uit te werk, het ons gesê hoeveelheid A op hoeveelheid B. Nou is die vraag. Okay. Ek dink as ek nou na hierdie vraag kyk en ek lees hom weer deur, liters gaan dalk een van die hoeveelhede wees. Kilometers gaan dalk een van die ander hoeveelhede wees. Maar wat se een is nou A en wat se een is nou B? Is liters A en kilometers B? Of is kilometers A en liters B? Hoe kan ek weet? Hierso ek kan weet. Wanneer ek na my koers gaan kyk, my koers is kilometer per liter. Dan gaan die eerste een wat ek sien altyd A wees en die tweede een wat ek sien altyd B wees. Ek bedoel, kan dit makliker as dit wees? So die eerste een wat ek gesien het was kilometers en die tweede een wat ek gesien het was liters. Nou vat ek letterlik my vraag en ek vervang net in. Die vraag is, hoeveel kilometers wil ek ry? 600 kilometers. Hoeveel liters brandstof gebruik ek? 48 liter brandstof. Nou kan ek vinnig my calculator vat. Ek kan sê wat is 600 gedeel deur 48 is gelyk aan en ek kry 12,5. 12,5 watt. Wat het ek uitgewerk? Koers. Hoe die koers gelyk? Kilometer per liter. Nogal cool. So my driehoekie het my gehelp om die formule uit te figure en ek het nou vir jou gewys hoe om A en B uit te figure en dan het ons hom. Ons oefen nog een. 'n drukker kan 240 boeke in 8 ure druk. Hoeveel boeke kan dit per uur druk? Ek sien die woord per, so die koers hierso is boeke per uur. Dis die koers wat hulle vir my vra. Hulle vra hoeveel boeke per uur. Okay, ek gaan teken gou hierso my driehoekie. My driehoekie lyk soos dit. Ek het onder vir koers, hoeveelheid A, hoeveelheid B. Die koers word gevra, hoeveel boeke per uur? Maar nou, ja, ek sien nou hierso, ja, hier's boeke, ja, hier's ure, maar wat sien is hoeveelheid A en wat sien is hoeveelheid B? Wel, boeke per uur. Boeke is hoeveelheid A, ure is hoeveelheid B. Dit beteken 240 boeke, hoeveelheid A, gedeel deur 8 ure, hoeveelheid B. En as ek nou my wiskunde reg doen, klink dit soos 30 boeke per uur. 30 boeke per uur. Dis my koers. Okay, hopelik begin hierdie nou minder opwindend raak. Hopelik begin jy sê soos, hierdie maak sin. dit maak sin. Koeldrank kos R13 per liter. R13 per liter. Daai klink soos 'n koers. Okay, hulle gee vir my hierdie keer die koers. Kom ek gaan teken sommer so lank my driehoek. Ek weet ek gaan my driehoek gebruik. Reg. Driehoekie, koers A en B. Nou hierdie keer klink dit vir my, ek het nou klaar my koers. Hulle het vir my die koers gegee. Hoeveel liter kan jy koop vir R65? Okay. Wat sal hoeveelheid A wees, wat sal hoeveelheid B wees? A kom altyd eerste, B kom altyd tweede. So rand is hoeveelheid A en liter is hoeveelheid B. Wat sien het ek, wat sien het ek nie? Dit lyk asof ek hoeveelheid A het en hulle vra hoeveelheid B. Hoe werk ek vir hoeveelheid B uit? Ek gaan nou met driehoek, as ek vir hoeveelheid B wil uitwerk, sê ek gewoonlik A op K. Hoeveelheid A op koers. Hoeveelheid A was R65. Die koers was R13 per liter. A op K.
Wat is 65 gedeeld deur 13? Ek kan my calculator weer hierso byderhand hou en ek kry, man, ek moes hierdie geweet het, presies 5. 5 wat? 5 liter. Alright, ek gaan nog laaste een doen. Byt vas, hierdie somme net om vir jou self te bevestig dat ja, ek kan hierdie doen. 'n trok reis 300 km in 5 ure. Hoe ver sal dit kan reis in 12 ure? Hierdie vraag het eintlik ietsiekie moeiliker aan hom. Okay, so eerste ding is, hulle sê 300 km in 5 ure. Hulle gee nie vir my 'n spoed waarteen hy ry nie. Hulle sê nie hoeveel kilometer per uur nie. Ek wonder, sal ek spoed kan uitwerk? Wel, as ek my driehoekie het, nê, en daar is nou 'n lelike driehoekie, maar dis okay. As ek 'n driehoekie het, en dis afstand, spoed en tyd. Spoed is gewoonlik afstand gedeel deur tyd. In hierdie ene, 300 km gedeel deur 5 ure. Dit lyk asof hy ry 60 km per uur. Nee, dis 'n trok. Ons verstaan, hy ry maar bietjie stadiger. Alright, kom ons doen dit in blou. Maar nou, ek het nog nie die vraag geantwoord nie. So kom ons doen 'n rooi som. Dis nou die spoed waarteen hy ry. Nou vra hulle vir my, hoe ver, hulle vra afstand, hoe ver sal hy kan reis in 12 ure as hierdie sy spoed is? Hoe ver, hulle vra afstand, afstand is spoed maal tyd, ek het nou die spoed, ek het die tyd, en 60 maal 12 sal seker wees 720 kilometer. En dis my finale antwoord. Hierdie een was oulik, want dit was 2 koerssomme in 1. Baie lekker sommetjie. Daar's duisende lekker somme wat jy kan geoefen. Ek beveel aan, gaan oefen hierdie tema. Koers is veronderstel om opwindend te wees en nie moeilik nie. Sterkte, ek sien jou in die volgende video.